19 Mei. Christus liggaamlik ons volmaakte voorbeeld. Hy het hom nie met heersers ingemeng nie. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Johannes 18, vers 36. Maar in die godsdienstige wêreld is daar deesdae groot getalle wat soos hulle glo, werk vir die oprigting van die koninkryk van Christus as 'n aardse, wêreldelike gebied. Hulle wil ons Here die koning maak van die aardse koninkryke, regeerder in sy howe en kampe, in sy wetgewende rade, in sy paleise en markte. Hulle verwag dat hy sal regeer deur wette uitgevoer deur menslike gesag. Aangesien Christus nie vandag persoonlik hier is nie, meen hulle om self in sy plek op te tree. Die oprigting van so 'n koninkryk is presies wat die Jode in die tyd van Christus begeer het. Maar hy het gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hy wou nie die aardse troon hê nie. Die regering waaronder Jesus geleef het, was verrot en onderdrukkend. Orals was daar skreeende onreg, afpersing, onverdraagsaamheid en verskriklike wreedheid. En tog het die Heiland nie burgerlike hervorming ingebring nie. Hy het die volksonregte nie aangeval of die volksvyande veroordeel nie. Hy het hom nie bemoei met die gesag en administrasie van die owerheid nie. Hy wat ons voorbeeld was, het hom nie met aardse regerings ingemeng nie. Nie omdat hy onverskillig gestaan het teenoor menslike ellende nie, maar omdat die oplossing nie gevind sou word in bloot menslike en uiterlike maatreëls nie. Om doelmatig te wees, moes die geneesmiddel die individu bereik en wedergeboorte in die hart bewerk. Die koninkryk van Christus sal nie opgerig word deur uitsprake van howe of rade of parlemente nie, ook nie deur die goedgunstigheid van die wêreldse grootes nie, maar deur die inplanting van Christus se natuur in die mens deur die werking van die Heilige Gees. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo.